Waar's Laurens? Hy wou iets sê. Net 'n bietjie afstel hoor. Goeiemôre. Baie hartlik welkom in die erediens vanmôre. Dis weer lekker om saam met julle hier te wees en om ook 'n warm hart te hê. Ek het net nou na daai mistige prentjie gekyk. Toe sien ek hy pas baie mooi by die winter, maar die liedere moet net nie so lyk nie. Dan's alles reg. Laurens het gesê wil gou iets sê, maar ek weet nie waar hy is nie. Daar's sy. Hy is seker besig met iets. Goed. As hy nie kom nie, dan gaan ons aan. Laurens, jy wou iets sê? Ja, jy het gesê jy wil iets sê. Dankie. Ja, ek wil net vanmôre vir Dominee Andries weer by ons verwelkom. Baie van julle ken hom. Hy het al so 2 of 3 keer, né, Andries? Ja. Het hy al hier by ons die seniors, vir ons met die seniors gehelp. Ons is altyd bly, altyd beskikbaar is, ons weet nou op die druk. Baie dankie Andries, ons sien uit na jou boodskap hoor. Dankie Boeta. Ja, mens voel sommer tuis as jy hier is. En Laurens is hier om jou te verwelkom, né? Dis te lekker. Hy is so deel van die ameublement van Wilgespruit. Goed. Ons gaan eers stil word voor die Here. Kom ons sit net so en ons vergeet van die dinge daar by die huis. Daai skaapbout in die oond of die eend in die drukpot. Tannie, julle moet dan maar 'n bietjie vergeet van hom en dan gaan ons op die Here fokus vir 'n oomblik. Dis lekker om Christen te wees en om in sy teenwoordigheid ook te kan wees. Kom ons bid saam. Here God almagtig. Ja, U is die grootte God aan wie al die eer toe kom. En ons kyk op na U toe, U wat in die hemel woon. Uit U, deur U en tot U is alle dinge van nou af en tot in ewigheid. Ons is hier om te luister. Ons maak ons harte waarwyd oop, Here, en ons vra, spreek Here, U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. Gemeente, genade vir U en vrede, dit kom van God ons Vader, Jesus ons Here, deur die werking van die Gees. Ons gaan vanmôre 'n gedeelte saam lees en dis 'n baie bekende gedeelte in Psalm 84. Die opskrif hier daar is: Hoe lief het ek U woning, Here. Ja, en dan kom hy en dan skryf hy vir die koorleier met musiek van die Koragiete, 'n psalm. Hoe lief het ek U woning, Here, almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by U altare. Here almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie U huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om U te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na U tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reën sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here almagtige, God, hoor my gebed. Luister tog, God van Jakob. Sien tog om na die koning, ons beskermer, o God. Hou U gesalfde onder U sorg. Waarlik, eendag in U tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God as om te woon in huise sonder God.
Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee eer en hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Liewe vriende, liewe gemeente, ek glo jou verlange en jou verwagting is ook altyd op die Here. En daarom wil ek hê ons moet net vir 'n oombliekie nadink. Ek gaan 'n stil oombliekie gee, 'n paar stil oomblikke, dat jy nadink oor hoe lief het ek en jy die teenwoordigheid, die nabyheid van die Here. Kom ons sit so, maak maar die oë toe, en dan dink jy vir 'n oomblik na oor jou liefde vir die Here se nabyheid. Here, ja, ons dink na daaroor. Het ons U lief, soos U ons eerste lief gehad het? U het in elk geval U liefde in ons harte ingestort, deur die Gees wat in ons woon. En daarom, Here, op hierdie koue dag, bid ons dat U ook in die liefde en genade in ons harte sal werk om te wil en te werk na U welbehae. Dat ons vir 'n oomblik net sal beleef, U is hier. U is naby ons. Ons is in die teenwoordigheid van die lewende God. Wat 'n voorreg. Wat 'n geleentheid. Wat 'n genade. En daarom bid ons, Here, gaan met ons op pad in hierdie erediens. Dat ons net sal ervaar, U liefde en U genade is groot. U druk ons aan die bors vas. U gee vir ons die klop van die Vader se hart, sodat ons kan luister na U stem. Dankie vir ons saam wees. Ons bid dat U ons sal seën en dat ons sal leer, sal luister en daders van U woord sal wees. In Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente, ek glo en vertrou dat elkeen ook ervaar en weet dat ons lewens eintlik gekenmerk moet wees deur oorgawe en toewyding aan die Here. Hierdie gemeente maak nogal baie daarvan, van 40 dae geleenthede waar 'n mens leer om nader en nader aan die Here te leef en om elke dag tot sy eer en verheerliking ook God se mens op sy aarde te kan wees. Elke dag, elke uur, elke sekonde bring vir my en jou nader aan die ewigheid. Het jy al ooit so daaroor nagedink? Dat elke dag eintlik maar 'n daggie nader is, 'n oomblik nader is aan my en jou ontmoeting met die lewende God. En daarom is dit so belangrik dat jy en ek elke dag voluit vir die Here sal lewe. In hierdie Psalm het ons gelees, en ek wil jou vra dat jy jouself sal voorstel, daar's 'n klompie pelgrims op 'n stowwerige pad, op pad na Jerusalem toe. Sien hulle in jou geestesoog. Hulle sing psalms. Hulle sing daardie pelgrimsliedere, want in hulle harte is daar 'n vreugde en 'n blydskap, want hulle gaan daar om die Here te aanbid en om sy teenwoordigheid te beleef. Hulle is op pad na een van die 3 groot feeste daar in Jerusalem wat die Jode gevier het. Dit is waarskynlik die Loofhuttefees in die herfs. Onthou, in die noordelike halfrond is dit nou by hulle somer as dit by ons winter word. Ja, hulle is op pad na die tempel toe en hulle bid vir die vroeë reëns wat aan die einde van die herfs in die wintermaande eintlik moes begin val het, soos ons dit het hier. Hulle was al 2 keer daar. Die eerste maal in die somer
met die Paasfees of die lente met die Paasfees en die tweede maal in die somer met die Oesfees wat ook die Pinksterfees genoem was. Jy kan maar gaan lees daar in die Ou Testament oor hierdie feeste. In elke pelgrim se hart is daar 'n verlange en hierdie verlange en hierdie verwagting straal sommer so uit hierdie Psalm uit. Ja, hierdie Psalm vier eintlik God se teenwoordigheid in die gewone aardse lewe sowel as in die tempel. Dit vier God se voorsiening vir liggaam sowel as siel en gees. Hierdie Psalm spreek ook van liefde van die digter vir die tempel van die Here en vir sy teenwoordigheid. Natuurlik was die tempel destyds vir hulle die toppunt, die middelpunt van alles. Dit was vir hulle baie lieflik, 'n mooi plek gewees. Hulle het gedink, dis die grootste tempel op aarde en die mooiste, totdat hulle die ballingskap daar in Babel gekom het. Toe sien hulle maar, hulle tempel is maar bitter klein in vergelyking met die afgode sin. Ja, hulle het ook geglo dat God in sy magtige teenwoordigheid daar in die tempel gewoon het. Hulle het dit geweet. Onthou met die inwyding van die tempel in Salomo se tyd, het die magtige teenwoordigheid van die Here op die tempel neergedaal, sodanig dat die priesters nie kon aantree vir hulle diens nie, want die tempel is gevul met God se teenwoordigheid. En dit is hier waar hulle geestelike behoeftes bevredig is. Dit het ook gelê in hulle verknogtheid en verlange van die pelgrims na die lewende God. En hier is ook mense in hierdie gemeente in die erediens vanmôre, hoe sê hulle, kom high water, kom low water, kom sneeu, kom haal. Hulle is in die diens. Al is dit koud, want in ons harte is daar 'n warmte. En niemand hoef jou te inspireer om te gaan nie, want in ons harte is daar hierdie groot verlange om te sê, ek wil graag naby die Here wees in sy teenwoordigheid. En dan lees ons in hierdie psalms, soos die mossies en die swaalkies 'n plek in die tempel vind. So wil die pelgrims dit ook graag ondervind. Is dit ook so in jou hart, dat jy graag naby die Here wil wees in sy teenwoordigheid? Hulle beny ook die mense wat so gelukkig was, dat hulle daar op die tempelterrein kon bly en elke dag eintlik in die nabyheid van die Here kon wees, waar hulle hom kon loof en prys en sy teenwoordigheid kon beleef. Iets daarvan tel ek op by 'n Dawid, as hy in Psalm 23 skryf, ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Nou ek en jy kan nie heeldag, elke dag, heel week in die kerk sit nie, maar ons kan iets beleef van God se teenwoordigheid in sy nabyheid in ons lewe. En daarom is elke gelowige ook gereeld op pad na die tempel toe en woon ons dit by. Hier is hulle op pad tempel toe om offers te gaan bring en om te aanbid. Vandaar hierdie groot liefde vir die tempel van die Here. Maar hulle moes weer huis toe gaan ook, terug na die normale lewe en gereed maak vir die normale werk en die doen en late van die dag. Maar hulle moes geduldig wag op die verhoring van hulle gebed vir die vroeë reëns en ook vir hulle gebede wat hulle gebid het daar by die tempel. Hulle moes die Here onvoorwaardelik vertrou vir hulle bewaring, vir hulle versorging, vir die voorsiening in al hulle behoeftes. Ek en jy beleef ook iets daarvan elke dag in ons lewe. Hulle was so afhanklik van God, wat voorsien vir hulle werk en vir hulle volk en vir die vrugbaarheid en vir alles wat hy gee. Ek het jare terug daar op pad na die noorde toe in Mosambiek 'n kamp gaan hou vir die boere van Chimoio. En weet jy, hulle het
'n ander tipe geloof. Hulle kan nie sê ek ry gou dokter toe nie, dis 200-300 kilometer ver. Hulle bid eers, hulle het daardie onwrikbare vertroue en afhanklikheid van die Here, en daar het ek iets beleef van mense wat eintlik naby die Here leef en sy afhanklikheid ook, of hulle afhanklikheid verklaar teenoor hom. Die Here was vir hulle 'n sond en 'n skuld. Natuurlik, lees ons in vers 12, ja, 'n son en 'n skuld is die Here. Genade en eer is wat die Here gee. Baie belangrik is dat hy niks goed terughou vir hulle wat in hom glo nie. Hy weerhou nie die goeie van hulle nie. Hulle lewe onberispelik, en dit is wysheid om die hand aan die ploeg te slaan en om alles te doen wat die Here ons vra om te doen, terwyl ons onvoorwaardelik op hom vertrou. Hoe lewe ek en jy in die week? Het ons daardie onvoorwaardelike vertroue dat ons alles wat ons doen aan die Here opdra en hom vertrou in alles? En dat ons net in elke oomblik sal besef, maar ek en jy is so kosbaar, so spesiaal vir die Here. Het jy al ooit daaraan gedink dat hy vir my en jou gemaak het as die kroon van sy skepping, die toppunt van sy skepping, dat hy ons op 'n wonderbaarlike wyse geskep het, en dat hy ook in my en jou hart 'n leë plekkie gemaak het. 'n Plekkie waarin net hy kan woon. 'n Plek wat hy kan volmaak en kan vul met sy magtige teenwoordigheid. Ja, so is dit dat 'n mens dan eintlik maar rusteloos bly en soekende bly, totdat ek en jy rus vind by God. Het jy al daardie rus gevind? Ja, mense het natuurlik 'n voortdurende behoefte aan God se nabyheid en sy teenwoordigheid in hulle lewe. Jy kan kom waar jy wil, mense aanbid iets of iemand. Daardie behoefte moet gestil word. Met die tempelinwyding in Jerusalem het die magtige teenwoordigheid van die Here besit geneem van die tempel, en daar kon mense gaan en die Here, 'n mens kan amper sê persoonlik ontmoet en naby hom kom. Mense het vandag nog daardie verlange. Het jy regtig ook daardie verlange elke dag? Om net iets te beleef, dat die Here met my is, dat sy goedheid en guns my volg al die dae van my lewe. God woon egter nie meer in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy woon in my en jou hart en lewe. Iemand het eendag gesê, you are the church. Die E en die R in die church woordjie. Ek en jy is die kerk van die Here. Ek en jy is die tempel van die heilige God. Die geboue het 'n ander woord, dis toiron in die Hebreëus of die Grieks. Dit het 'n ander woord, maar in die Grieks is die woordjie vir die tempel, die allerheiligste, naos. Ek en jy is eintlik iets van daardie allerheiligste deel van die tempel vandag, waar God met sy magtige teenwoordigheid in woon. Psalm 23 sê vir ons, dat hierdie digter eintlik smag daarna, om so naby aan die Here te wees. Sy teenwoordigheid daar in die tempel te beleef. Hy versmag daarna om by God te wees. Naby God kan hy die lof en die aanbidding wat in sy hart is, onder woorde bring. Naby God kan hy die Here loof en prys. Naby God kan hy sy magtige teenwoordigheid ervaar. Daar kan hy beleef dat hy eintlik in die troue sorg van die Here is, daar ook in sy tempel. Saam met Dawid in Psalm 63 kan ek en jy ook sê,
Kan jy dit sê, ek soek U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U. Soos in 'n dorre en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil daar in die heiligdom wees, om U mag en grootheid te ondervind, skus. U mag en grootheid te ondervind. My liewe gemeente, as ek en jy daardie honger en dors het, daardie verlange na sy teenwoordigheid, dan is dit iets wat ek en jy elke dag ook moet ervaar en opsoek en lewend moet hou. En deur Jesus Christus weet ons ook dat ons eintlik so naby aan God gekom het. Ons het deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, die hemelse heiligdom. En ons kan nou nader tot hom met opregte hart en met volle geloofsekerheid. Hebreërs 10 vers 19 en 22. Ons kan eintlik so naby hom kom, dat 'n mens as dit ware iets van die klop van die Vader se hart kan beleef. Dat ek sy liefde kan beleef, dat ek eintlik ook kan sê, maar Here, ek wil elke oomblik net naby U wees, naby U hart. Psalm 84 vers 5 sê, dit gaan goed met mense vir wie U huis 'n plek is, 'n tuiste is, U teenwoordigheid 'n tuiste en 'n veilige vesting is. Jesus is God se brug tussen God en mens. Hy het eintlik die hemel en die aarde met mekaar kom verbind. En hy wil graag hê dat ek en jy naby aan hom sal leef. Hy het 'n behoefte daaraan dat mense hom sal dien en sal vereer. Ja, hy verlang so daarna dat ek en jy hom sal vertrou as die Here, as die Kurios, as die beskikker, as die bepaler van my en jou lewe, as die een wat alles vir ons gee. Mense wat by God rus en vrede vind, ervaar ook by hom sy redding en sy krag. En om in die teenwoordigheid van die Here te wees, is oneindig beter as enige ander vorm van lewe en bestaan. Dis eintlik die ultimate, as ek dit so kan sê, die alles omvattende, die alles oortreffende leefwyse. Ek dink die grand finale vir my en jou sal wees eendag. Ek weet dit, is om in sy teenwoordigheid te wees tot in alle ewigheid. Ja, selfs die swaalkies het ervaar, die voeltjies daar buite, dat hulle naby die Here kan wees daar in die tempel. Mense wat naby God lewe, se lewenskwaliteit verander radikaal, want hulle ervaar die seëninge wat uitspruit uit hierdie naby lewe met God. Ja, hierdie mense lewe naby die bron. Is God die bron van lig en lewe en hoop en vreugde en vrede en liefde vir jou en my? Is hy die bron van alles? Is hy die oorspronge van jou lewe? Is hy die een wat jou doen en late bepaal? Is hy die begin, die voortsetting en die volëinder van my en jou geloof? By hom kry ons telkens nuwe krag. As ons deur die donker dieptes van die lewe gaan, kan ons met groot vrymoedigheid na hom toe gaan, want hy's by ons en sy hand is ons veilig. By hom ervaar ons lewe en oorvloed. By hom ervaar ons liefdevolle voorsiening en versorging. En daarom kan ek en jy elke dag voluit leef en lewenskwaliteit ervaar. Lewenskwaliteit. Mense wat naby die bron leef, leef regtig. Hulle leef waarlik naby God. Ervaar ons 'n hegte verbintenis
met ons hemelse Vader, 'n hegte verbintenis met Jesus Christus, 'n hegte verbintenis met die Heilige Gees. Laas het ek gesê dat hy die meesterbouer, die kunstenaar, die gebedsmeester in ons lewens is, die een wat ons vorm en maak soos hy ons wil hê. En daar verander hy vir my en jou, dat ons sy beeld kan vertoon, hoe langer hoe meer, volgens dit kan leef. Naby hom word ons vernuwe en verander. Ons ervaar dat die ou dinge verbygaan en dat alles nuut word. 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons is steeds onder konstruksie van die Here en hy bepaal die koers van die lewe van die met wie hy se lewenspad tevrede is. My liewe boetie en sussie, ons weet ook dat eendag naby die Here beter is as 1000 daar buite. Is dit nie waar nie? Wil julle sonder hom leef? Nee, nooit nie. Dis selfs beter, sê hierdie Psalm, om daar op die drempel te staan van die tempel, as om in huise te woon sonder God. Wat 'n mooi beeld. Vers 11. Maar vers 12 sê vir ons, die Here weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Ervaar ons altyd net die goeie? Nee. Ons lewe in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. Ons lewe in 'n wêreld wat gekenmerk word deur al die rampe en die ellendes en oorloë en siektes en dood. Maar ons ervaar dat ek en jy nooit alleen is nie. Dat God net 'n woord weg is, net 'n gebed weg is. Dat hy intree en dat hy saam met ons deur die donker tye gaan. En as ons aan die ander kant kom en terugkyk, dan sê ons, Here, as dit nie vir U was nie, wat sou van my geword het? Waar sou ek gewees het? Ja, dit is so. Liewe gemeente, niks kan vergelyk word met 'n lewe wat naby die hart van God gelewe word nie. Maar hierdie Here is ook besig om vir my en jou elke dag te begelei op hierdie pad, ons te bewaar vir die heerlikheid wat vir ons in die vooruitsig is. Hy is saam met ons op pad na die nuwe Jerusalem, sodat ek en jy vir ewig in sy nabyheid en sy teenwoordigheid sal leef. Wat 'n dag sal dit nie wees nie. Daar gaan die kommer en die hartseer en die smarte en die siekte en die dood vir ewig verby wees. Ons sal 'n lewe ervaar wat vir ewig geleef word in die teenwoordigheid van ons Vader, ons Verlosser Jesus Christus en in die Gees van God. Jy kan jou maar net indink aan die heerlikheid wat daar vir my en jou wag. En hierdie aardse lewe gaan uiteindelik oor in 'n tuis wees by die Here tot 'n lengte van dae. Wat sê hierdie Psalm vir my en jou vandag? Dit wil vir my en jou oproep om te sê, maak God altyd die sentrum van jou lewe. Hierdie Psalm praat van daardie verlange wat die mens het, eerstens na die teenwoordigheid van God in sy of haar lewe. Hy moet in die sentrum van ons lewe staan. God wil dit graag so hê. Hy het dit ook moontlik gemaak deur Jesus Christus. En hierdie Psalm nooi ons uit om deur die samekoms van die gemeente in God se teenwoordigheid ook te gaan kom en ook sy grootheid en sy teenwoordigheid te kan geniet. Ons mag dit geniet. 'n Mens geniet ook sy teenwoordigheid daar buite in die natuur, as ons na die pragtige skepping kyk. As jy daar in stilte sit, in verwondering voor die Here en losbreek in 'n lofsang en sê,
O Heer my God, as ek in eerbied wonder, die werke van die hande aanskou. Boonop is ek en jy as Christen 'n tempel van die Heilige Gees, waarin die magtige teenwoordigheid van God moet leef. Maar ek en jy moet dit ook sigbaar maak, beleefbaar maak vir mense om ons. Daar waar ons kom en beweeg, moet ons ietsie van God se nabyheid, van sy teenwoordigheid indra in die omgewing. En ek weet, ons skiet almal nog so ver tekort, maar ons is op pad daarna, dat God ons vorm en maak soos hy ons wil hê. Die tweede belangrike ding, vertrou die Here altyd, vir al jou behoeftes. In my eie lewe het ek ervaar, dat die Here selfs die negatiefste dinge kan neem en dit vir jou tot 'n wins kan verander. Hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En as ons daaroor moet praat, sal elkeen van julle iets daarvan kan sê. Net die lewende God kan en sal in my jou behoeftes voorsien. Ons aardse behoeftes as mens, ons geestelike behoeftes, dit gaan oor die totale versorging van my en jou lewe, oor voorspoed en oorlewing, sowel as ons geestelike behoeftes, sodat ons in die krag van die Here kan triomfeer en kan leef uit sy instaatstelling. En daarom mag ons vir geestelike sowel as materiële behoeftes elke dag bid, want God is die voorsiener. Onthou net, sonder God is ons niks. Sonder hom kan ons niks doen nie. Saam met hom kan ons triomferend lewe en lofprysend lewe tot sy eer en verheerliking. Ek en jy is maar 'n pelgrimsreisiger op pad na God se ewigheid. En die beste lê nog voor. Die heel beste lê nog voor. En daarom die derde belangrike ding, lewe onberispelik. In vers 12 sê hy, dat die Here nie dit wat goed is, terughou van die mens wat onberispelik lewe nie. Wat beteken dit om onberispelik te lewe? Beteken dit dat ek en jy nooit sonde doen nie, of nooit foute maak nie, net altyd volmaak optree en die goeie dinge doen wat gedoen moet word? Nee, dit beteken nie dit nie. Dit beteken dat ek en jy elke dag so in afhanklikheid van die Here leef, so oop en bloot voor hom leef, dat ek saam met hom op pad is, dat ek wandel deur die Gees, Galasiërs 5 vers 25, dat ek toelaat dat hy my gedrag bepaal. En as ons foute maak, dan kan ons maar sê, jammer Here, ek is so jammer. En as ons sondes bely, die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Ek en jy kan elke dag in totale afhanklikheid van die Here lewe, en in toewyding en ook in totale oorgawe aan hom leef. Lewe daarom elke dag 'n lewe wat op sy gesit is vir die Here, oorgegee is aan hom, wat aan hom toegewy is, wat hom dien met alles wat in ons is en met alles wat ons het, hom dien met eerbied en ontzag, maar altyd ook in verwondering voor die Here staan, voor hierdie groote God, aan wie al die eer en die lof toekom, totdat hy vir my en jou kom haal. Wat 'n dag kan dit nie wees nie. En wie weet, dit kan nog in my en jou lewe ook plaasvind. God weet dit, die Vader weet dit, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, van nou af en tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan dit net 'n bietjie anders doen. Ek wil hê jy moet daar in jou hart sit en saam met my sê,
Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag triomfantlik opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, want waar hy sal kom om te oordeel, oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en in 'n ewige lewe, in ewige heerlikheid by God. En daarom is ons saam met God op pad na sy toekoms, sy nuwe toekoms, na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en 'n nuwe Jerusalem tot eer van sy naam. Leef elke dag so dat jy dit sal beleef, dat hy in jou werk om te wil en te werk in sy welbehae. Amen. Kom ons bid saam. Here God Almagtig, in die stilte van hierdie oomblik ervaar ons iets van u nabyheid, u grootheid, u almag, u teenwoordigheid. Ons ervaar u is hier. Ons ervaar u lei vir ons onder u kragtige hand. Ons ervaar dat u ons vorm en maak en verander, dat ons beelddraers kan wees van die magtige teenwoordigheid van God. Vorm en maak ons net soos u ons wil hê, Here. Doen dit in Jesus se naam. Maar ons bid ook vir hierdie gemeente, dat u in elkeen se hart sal werk, dat ons elke dag ons met eerbied en ontzag daarop sal toelê, om soos verloste mense te leef. Hoe lief het ons u teenwoordigheid, Here, so oneindig lief, want u het ons eerste lief gehad, en daardie liefde is ook in ons harte ingestort deur u Gees. En u het ook 'n nuwe opdrag gegee, dat ons mekaar sal lief hê, soos onsself. Dankie dat ons vanmôre aan u al die eer, al die lof, al die dank en al die aanbidding van ons lewe kan bring hier in u teenwoordigheid. Vanuit elke tempel van die Gees, die allerheiligste deel is waarin u woon. Gaan met elkeen in hierdie week, seën vir ons, dat ons u liefde kan uitstraal, u lewe kan uitleef, kan voorleef, dat mense rondom ons honger en dors sal word na u, en dit ook graag sal wil naleef, tot die eer van u naam. Amen.